Hebreërs 13 vers 5 moedig ons aan met hierdie woorde: hou jou lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. In hierdie besonderse gedeelte word twee opdragte met mekaar verbind. 1, om geldgierigheid te vermy. 2, om gelowig te bly. Dit word waargemaak deur hierdie kragtige belofte. God se voortdurende teenwoordigheid. Wanneer sy nabyheid ons sekuriteit is, verloor ons die behoefte aan beheer. Ons verloor die behoefte om regtig elke ding in ons hand te hou. En dan kan ons begin dankbaar leef, in vryheid leef met die vertroue dat hy ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie. Dit is 'n diepgaande en 'n kosbare belofte. Deur God se getrouheid en teenwoordigheid direk te verbind aan ons daaglikse uitdagings, word beklemtoon dat tevredenheid 'n geestelike en nie 'n finansiële werklikheid is nie. Wanneer sy teenwoordigheid die basis van ons sekuriteit is, dan verdwyn die druk om voortdurend by mekaar te probeer maak, sodat ek in beheer kan wees. Die werklikheid is dat rykdom, gesondheid, status in 'n oogwink kan verdwyn. Maar God se teenwoordigheid is dieselfde en kan nie van jou weggeneem word nie. Die wêreld beoordeel mense aan wat hulle besit. Maar as jy daaraan dink, die skepper van die heelal wil by bedelaars kom huis woon. Daarom hoef jy nie te worstel om erkenning na te jaag nie, want jy is reeds volkome veilig. Ons vyand wil ons oortuig dat ons hulpbronne uiteindelik sal opraak en sy geliefkoeste vraag is, waar gaan jy oor 10 jaar wees? Maar omdat hierdie voorsiener reeds by jou is vrees oor die toekoms onnodig. Jy hoef nie op 'n wankelrige bankrekening staat te maak of oor 'n situasie by die werk om veilig te voel nie. Sonder God fokus ons op dit wat ons kort kom of dalk kan verloor. Maar wie bewus is van sy teenwoordigheid, beweeg van onsekerheid na oorvloed. En dan begin dankbaarheid groei, want jy kyk na die lewe deur die bril van sy versorging. Jy begin om sy teenwoordigheid in moeilike en selfs pynlike tye te sien. In Psalm 63 sien ons hoe Dawid dit kon regkry om in veiligheid en dankbaarheid te reageer, ten spyte van die feit dat hy na die woestyn toe moes vlug voor sy seun Absalom uit. In plaas daarvan om te smeek om sy troon terug te kry, skryf hy in Psalm 63 vers 4, u troue liefde is meer werd as die lewe, ek sal u prys. Jy sien, die Here se teenwoordigheid was vir Dawid so werklik, dat sy omstandighede hulle bedreigingskrag verloor het. Hy skryf in vers 7 en in vers 8 en 9, as ek aan u dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, u is vir my hulp, dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek bly altyd naby u, u hand ondersteun my. Kom ek gebruik 'n beeld wat jy hier op die Hoëveld so goed verstaan, en dit het te maak met 'n donderstorm. Een aand is 'n seun, hy skrik wakker in sy bed, van die donderstorm woed. Een van sy ouers kom in die kamer in, dis donker, kom vat sy hand. Sy vrees is nie onmiddellik weg nie, maar die gerusstellende teenwoordigheid van hierdie ouer skuif sy perspektief van vrees na tevredenheid. Kom ons vra vir die Here om ons hierdie les te leer. Ons bid saam. Here, dankie dat ons veilig is by U. Maak ons geloofsoë oop om te verstaan dat U by ons is. Amen.